en dat daardie julle sny weer met chirurgie reggemaak kan word. So ek is bly julle is hier. En wie sou nou kon raai dat my pa in 'n algemene gewone saal lê? Waar die dokter vir my gesê het, luister, hy het 100% kans om te sterf, ons vat hom teater toe, ons noem dit 'n mediese poging, dit gaan dit maar 30% maak, dit is slegs 'n mediese poging, maar soveel woord het hy van my en my vrou gesê, berei julle voor, hy gaan sterf. En daar lê in 'n algemene saal, hier in Eugene Marais, uit die ICU uit, hy wag nou net om oorgeplaas te word na 'n hospice toe. Nee, nie 'n hospice nie, 'n step down, askies, 'n step down toe. Ja, so pastoor Pieter, lekker om pastoor weer vanmôre hier te sien, alle eer aan die Here met goedheid en guns. Dan is dit nou my voorreg om dan pastoor Stefan Pieterse vanmôre voor te stel aan die woord. Hy gaan die woord bedien. Boeta, soos die Here jou lei, geniet dit, Heilige Gees en salwing oor jou. Kom ons gee vir hom 'n lekker hande klap. Ons naam gebruik daar. Ja, Dankie. O, kyk. Hier is dit. Goeiemôre. Gaan dit goed? Wat 'n voorreg om vanmôre saam met elkeen van u te wees en namens myself en Karen, altyd baie lekker om so die gemeentes te besoek. En dan vanoggend saam met u te wees en die Here se genade is vir jou en my genoeg. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê. Die genade van die Here is vir jou en my in 2026 oor as genoeg. En vanoggend wil ek dankie sê vir die Here vir die voorreg dat ek saam met u kan wees, myself en Karen en soos ons nou maar jy weet rondbeweeg en ook saam met die Bybelgenootskap betrokke is, pastoor, baie dankie vir die uitnodiging. Dis 'n groot voorreg om saam met jou en jou vrou te kan wees. Ek dink ons kom eintlik al baie jare. En terwyl ek in Louis Trichardt in die bediening was sy broer hulle so aan en af by my in die gemeente. En dit is altyd lekker om so net saam te kan kuier in die teenwoordigheid van die Here. En die voorreg om vanoggend die woord te kan bedien en ons het weggespring as die Bybelgenootskap met 'n opgewondenheid vir 2026 en die rol, ek wil jy uitnooi, daar's 'n tafel daar aan die agterkant wat jy sommer maar net vir jou pamflette kan vat en sommer daar deur gaan lees en daarna gaan kyk en sien wat ons mee besig is. En ek het so 10 maande gelede het ek betrokke begin raak by die Bybelgenootskap en by ons streeksvergadering het ek ook vir hulle gesê dat my doel is juis om 'n verhouding te bou met gemeentes en saam met gemeentes 'n pad te stap. En die wonderlike werk van die Bybelgenootskap waar die Bybel vertaal word, waar die Bybels geplaas word en soveel vertalings en jy tans besig om nog juis die Bybel te vertaal in tale. Weet jy dat daar's groepe, daar's kulture, daar's nasies wat nog nie die voorreg het wat ek en jy het om 'n Bybel in jou hand te kan hê nie. Daar's dele waar die Bybel is, waar mense doodgemaak word as hulle die Bybel lees. Dat hulle bladsye uitskeur en onder mekaar deel en dit memoriseer en dit dan weer op sekere tye aan iemand anders te oorhandig. Ek en jy in Suid-Afrika is bevoorreg om die woord van God in die hand te kan hê. En van ons af, ek wil jou uitnooi en ek pastoor baie dankie vir julle bydrae oor die jare teenoor die Bybelgenootskap. Julle is een van die getroue gemeentes wat maandeliks, jaarliks ook so die Bybelgenootskap ondersteun, wat ons hande omhoog hou, wat my op die pad hou. En ek dink julle kan julle self 'n hande klap gee. En ek moet vandag bieg om te sê, daar's groot gemeentes wat nie bydra wat julle bydra. En ek wil vir jou sê vandag as pastoor, ek sal eer jou. En jy's in die pad wat jy stap saam met hierdie gemeente, die rol wat jy vervul as pastoor in hierdie gemeenskap, is my gebed dat die Here jou en jou vrou en jou kinders ryklik sal seën. En dat jy sal geniet in hierdie jaar, in 'n besonder die Here se seën
wat ryk maak en moeitevolle arbeid wat daar niks byvoeg nie. En dat die saad wat julle twee in die bediening in Centurion geplant het, dat hierdie die seisoen sal wees wat dit opkom. En ek bid ook in 'n besonder, toe ek met pastoor gesels toe lê in die hospitaal. Jy weet, en in die laaste jaar, weet het jy 'n paar terugslag gehad. En om vanoggend hier te kan staan en te kan sing en die Here se naam groot te kan maak. Dit is 'n groot voorreg om saam met jou die Here te kan dien. Pastor Pieter, is lekker om vanoggend jou ook saam te kan hê. En Pastor Rodium. My ma het in pastoor Rodium se kerk in Rustenburg in sy bediening tot bekering gekom. Kan julle dit glo? Nou dit is seker 210 jaar terug. Ek kan nie glo. Hier staan ek vandag. My ma se familie almal onder pastoor Rodium. En ons het altyd so uitgesien ook pastoor, as jy gekom het, jy weet, dan was ons gekoller en getaai gewees as pastoor kom namens die Bybelgenootskap. Was ons voorganger vir baie jare gewees. Pastoor, wat 'n voorreg vir my as 'n jongeling om vandag ook so jou te salueer as man van God. En vir die werk wat jy doen, en vir my wat daar aan die gange stap in Kempton Park, dan praat hulle nog steeds van pastoor. Hulle praat van pastoor asof hy gister daar was. En dit sê vir my die groot rol wat jy ook vervul het. Nie net in die volle evangelie kerk nie, maar juis ook in die Bybelgenootskap. Ek dink ons kan vir die Here dankie sê vir 'n gesant van God, vir die werk wat hy gedoen het. Amen. Ja, ek moet vir julle sê, waar ons beweeg, dan sien jy werklik waar die hand van die Here beweeg. En hierdie is 'n nuwe jaar en ek kan baie praat oor die Bybelgenootskap en baie sê, maar juis in hierdie laaste 12 maande het daar soveel verandering gekom in die sisteem en het ons dit meer prakties probeer maak, waar ons meer as CEOs, as church organizer, ook so by die gemeentes kan uitkom en so betrokke kan raak rondom, jy weet, waar ons kan Bybels plaas en waar ons kan geld insamel om Bybels uit te kan kry en om te sien juis op hierdie stadium die groot werk wat die Bybelgenootskap tans doen in Suid-Afrika, in Afrika, reg oor die wêreld. Ek wil vir u sê, die vyand sal alles in sy vermoë doen om die woord dood te maak. Maar weet u wat, die woord kan nie gestop word nie. Die Heilige Gees, God se man en 'n vrou wat in hierdie dag en uur werklik waar sal opstaan om hierdie woord van God deel te maak van jou lewe. En ek kan dit nie oorbeklemtoon vandag en oor die bykans 200 jaar wat ons betrokke is en wat hierdie Bybel, die woord van God so uitgaan en geskrifte geskryf word en vertaal word, sien ek en ervaar ek ook so hoe die Heilige Gees lewens aanraak. Mense verander. En ek wil jou uitnooi dat as ons hier uitmekaar uitgaan vandag, dat u vir ons as die Bybelgenootskap sal bid. Vir die tye wat ons op die pad is en selfs ook verlede jaar kyk ons na ons begroting en ek dink net soos 'n gemeente se begroting. Jy weet, het jy jou kop seere? Het jy jou dingetjies? Alles word duurder. Ek weet nie of dit hier by julle ook in Centurion gebeur nie. Maar ons wat daar aan die ander kant van die berg bly, alles word duurder. Tot die tolpaaie word opgesit. Hulle sê die salarisse bly dieselfde, maar alles gaan net op. Is dit nie so nie? Julle lyk so heilig hierso. Dit lyk so of julle in die land van melk en honing is. Maar weet u, ek moet vir jou sê, daar's uitdagings daar buite. En vir u wat as kerk bydra en as lidmate. En daar's soveel, ek het die ander dag by gemeente het hulle 'n stap vir Bybels gehad. En 'n oom en 'n tannie gesels met my na die tyd en sê vir my, weet jy, ons het 'n aftrekorder al vir 40 jaar vir die Bybelgenootskap. Vir 40 jaar trek hulle elke maand 'n geldjie by ons af. Ek sê, tannie, oom, besef julle hoeveel mense het julle wat sommer maar net hier in Cullinan bly, in mense se hande die Bybel gesit.
deur daai bydra. Ek dink nie ek en jy besef elke dag die rol wat ons speel en die woord wat ons uitdra. En dit dra vrug. En so dra hierdie woord vrug. Ek wil jou bemoedig met 'n bekende gedeelte in Psalm 119. Hy sê in Psalm 119 vers 105: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Dis 'n lamp vir my. Dis jou toekoms. Ek en jy het niks anders om aan kan vashou nie. Ek wil jy uitnooi, daar waar jy sit, kan ons net so vir 'n oomblik ons hoofde buig en net so die Here dankie sê vir die oomblik wat ons so in sy teenwoordigheid saam is. Here, wat 'n voorreg dat ons ver oggend kan stil staan by u woord. Ek bid so, Here, dat u dit sal openbaar aan elke man en elke vrou wat ver oggend hier saam kuier om u woord. Ek bid ook so ver oggend, Here, vir hulle wat aanlyn kyk, dat u hulle sal aanraak, hulle sal bedien, dat elkeen van ons, Here, in 2026 sal instap in dit wat u vir ons instoor het. Here, hier's 'n man, hier's 'n vrou wat ver oggend saam is, met behoefte, met begeerte. En nou is my gebed dat u hom en haar sal aanraak en dat u hom en haar, Here, die begeertes van hulle harte sal voorsien in. Ons eer u vir u genade en die voorreg om ver oggend u naam te loof, te eer, te prys en te aanbid. In Jesus se naam. Amen. Jeremia 29 gun my om net so 'n bietjie die woord. Pastor, kan ek maar so 'n bietjie deel wat die Here op my hart gelê het terwyl ek so bid vir julle as 'n gemeente in hierdie week en so vra, Here, wys my, deel met my wat ek vir hierdie Boeta en Sissa moet sê vanoggend. Ek kom nie net as 'n man van die Bybelgenootskap nie, ek kom as 'n geroepene, as 'n gesalfde man van God, om ook jou te kom bedien vanoggend. Want ons leef in 'n dag en 'n uur, wat ons oorlaai word met soveel dinge, met soveel omstandighede. En ek lees in die woord van die Here, pragtige gedeelte, en 'n baie bekende gedeelte in Jeremia 29. Hy sê in vers 11, want ek weet watter gedagtes ek kan gaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om aan julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Hy sê, vandag wil ek vir jou sê, die Here het vir jou 'n hoopvolle toekoms. Ek kyk hierna en elke nuwe jaar bring baie vrae by elkeen van ons. En ek glo jy wat vanoggend saam kuier in die teenwoordigheid van die Here, het ook maar vra waar jy vandaan kom en waartoe jy ook in hierdie jaar op pad is. Elkeen van ons het 'n begeerte na meer in die Here, het 'n behoefte na meer in die Here. En hier kom hier die wonderlike gedeelte en die Here kom en hy kom staan by jou en by my stil om vir ons te sê, ek het vir jou instoor 'n hoopvolle toekoms. Ek wil vanoggend vir jou sê, ten spyte van wat die regering sê, ten spyte wat politieke partye sê, ten spyte van wat aangaan in die reële hier buitekant, is God nog steeds in beheer. Ek wil vir jou sê, God is in beheer van môre. Hy was al by jou môre gewees. Wat lê voor? En hy sê ons sal dinge in ons lewens verander. Is God regtig betrokke, pastoor, by my toekoms? Ek wil vir jou sê 2026 is nie vir God 'n verrassing nie. Ek wil vir jou sê dit is ook nie vir God 'n skok wat jy deurgaan nie. God raak kennis van elke traan wat ek en jy stort. En wonderlik is dit. Ek moedig elke dag van my lewe mense aan om die woord lief te begin kry. Om die woord te begin geniet. Wanneer jy tyd met die woord spandeer, is dit asof jy met God besig is. Jy ontdek dele van God in sy woord wat jy nog nooit ontdek het nie. Jy sien God se krag, jy sien God se liefde op 'n vlak wat jy nooit beleef en ervaar in hierdie wêreld vir jou sal kan gee nie. Sal God vir jou gee deur sy woord. Ek wil vir jou sê, God het al reeds vir jou en my die mooi en die beste in stoor. As jy uit 2025 gegaan het met vrees, dan wil ek jou uitdaag om daai vrees by die Here se voete neer te sit.
As dit is jou finansies, as dit is jou gesondheid, jou kinders, jou ouers. Ons het as 'n familie alreeds 'n week gelede by oop graf gestaan. Ons jaar het begin alreeds met dood in die familie. Maar niks hoef jou en my te skei van die liefde van God nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, dat ek het in die week iewers op sosiale media gesê, weet jy, jou trane het 'n vervaldatum. Hallo? Trane het 'n vervaldatum. God het nie net 'n plan vir die wêreld nie. Hy het 'n plan met my, hy het 'n plan met jou lewe. En daarom kan ek nie anders as om vanoggend, maar net hier, ek weet nie of ons weer 'n geleentheid sal hê, om so geleentheid te hê om die woord te kan breek en saam te kan kuier om die woord nie, want tyd is nie in jou en my hande nie. Hierdie seisoen waarin ek en jy besig is in 'n akker, ek sê vir my familie terwyl ons die diens hou, toe sê ek, dit voel vir my, hoe ouer ons word, hoe meer begin ons mekaar net meer sien by begrafplase. Ons ontmoet mekaar by etenstafels na begrafnisse. Want ons tyd is so gejaag. Ons het tyd vir allerhande dinge. En God kom praat ook juis in Jeremia met my en jou om te sê, weet jy wat, my plan is vir jou die beste plan. God het nie net 'n plan vir die wêreld, hy het 'n plan ook met jou lewe. En ek weet nie wat het gemaak dat jy dalk in die laaste seisoen waarin jy beweeg, dalk teleurgestel is. Dalk in die laaste seisoen van jou lewe seer gekry het, in die laaste seisoen, jy weet, baie verloor het. Maar ek kyk na hierdie woord en dan besef ek dat uit Jeremia 29 kom staan die Here by ons stil, selfs met Psalm 119 vers 105, dat ek is jou lamp, ek is die lig, ek het 'n plan, ek het 'n doel met jou lewe. Ten spyte van die woorde wat mense gesê het, ten spyte van die storms waardeur jy gekom het. Ek wil vanoggend vir jou sê, jou omstandighede definieer nie wie jy is nie. Ek hoop jy hoor wat ek vanoggend vir jou sê. As daar in 2026 tye kom, waar die pop of die fan gaan stryk, dan moet ek vir jou sê, wanneer dit voel jy is besig om te sink in die storms, dan moet jy nie toelaat dat die stemmetjies vir jou sê, jy is hierdie omstandighede nie. Jy is meer as die omstandighede. Jou omstandighede definieer nie wie jy is nie. Ek is meer as oorwinnaar in Christus Jesus. Ek moes agterkom om stil te word voor God wanneer dinge net nie uitwerk nie. Het dinge in jou lewe ook nie al uitgewerk nie? Dat jy so met moed spring jy in en jy sê hierdie gaan werk. En dan werk dit net nie. Het lyk vir my dit gebeur net daar in Swartkop, nie in Centurion nie. Daar by Valhalla gemeente. Ek wil vanoggend vir jou sê, God het 'n plan met jou en met myself, al verstaan ek nie. Al verstaan ek nie alles nie. Weet jy wat sê Spreuke 16, lees ek gisteraand. Hy sê in vers 9, die mens beplan sy pad, maar die Here rig sy voetstappe. En in hierdie jaar, 'n mens beplan sy pad. Ek en jy het plannetjies, ons het drome. En dalk voel jy wat jy sit as 'n man, jy het hier die begeertes en hierdie drome gehad vir 'n besonderse toekoms en ewe skielik kom COVID, ewe skielik kom siekte, ewe skielik kom die dood, ewe skielik kom egskeiding en ewe skielik word jy uitmekaar geruk uit bankrotskap. Maar God wil vanoggend by jou kom stil staan as 'n man en as jou as 'n vrou en vir jou kom sê, ek het nog steeds 'n plan met jou lewe ten spyte van dit alles. Amen. Die Here rig die voetstappe sy in Spreuke 16 vers 9. Ons wil graag die volledige kaart sien. Dit is hoe ons as mens is in 'n humanistiese stelsel. Ons voel ons moet in beheer wees. Die oomblik wanneer ek nie in beheer is nie, dan raak ek bekommerd. En God wil eintlik vir jou en my in 2026 met die wegspring uit die blokke uit sê, bepaal jou in jou wedloop in jou baan. Stef hou in gedagte dat my plan is vir jou die beste plan. My drome vir jou is die beste drome.
Jy gaan stemme, gaan 'n invloed probeer hê op jou omstandighede, gaan word soos storms, maar my plan is nog steeds die beste plan vir jou lewe. Weet jy wat, dat God kyk na jou, nie hoe mense na jou kyk nie. Want jy is sy kind. Jy's duur gekoop, daar's 'n prys betaal. En ek en jy wil tog so graag die volledige prentjie sien. Hoe gaan 2026 net nie kan eindig nie, pastoor? Die wonderlik is, dat ek sit 2026 in sy hande. En ek plaas my vrese, ek plaas my onbekende, by sy voete. En ek bring my kant. Want hier lees ek dat die Here rig sy voetstappe. Ek moet vanoggend vir jou sê dat ek wil die hele kaart sien. Maar God werk dikwels met 'n volgende stap. En weet jy wat het ek agtergekom? God werk nie soos ek en jy werk. God se planne is nie soos ons planne nie. Hy het groot planne, hy het die beste planne. Ek wil vir jou sê, baie keer gebeur dinge in jou en my lewe, storms kom en wat doen dit? Dit maak jou en my stem stil. Dit laat my vrymoedigheid verloor. En ek kyk aan 2026. Pastoor, jy het hierdie jaar begin in 'n hospitaal, man. Alweer. En vandag vat ek saam met jou die genesing. Vandag stem ek saam dat God het vir jou die beste instoor. Ten spyte van wat dokters sê, ten spyte wat spesialiste sê. God se plan is die beste plan. En God het nie opgehou. Ek wil vanoggend vir julle as 'n gemeente dat ek en jy moet by 'n plek kom om die woord te vat. En wat so wonderlik is by die Bybelgenootskap, is die begeerte van elkeen van ons is dat die woord net in iemand se hand kan kom. Nie net kan kom nie, maar dat hy dit sal lees en sal ontdek wat God vir hom daarin instoor het. Ek wil vanoggend vir jou sê, ons begin nie hierdie jaar met vrees nie, maar met vertroue in God se plan. Met vertroue in God se plan. En ek weet vanoggend terwyl jy hier sit, moet jy huis toe gaan. Jy moet teruggaan na jou werk toe. Jy moet teruggaan na dinge toe. En in hierdie ek vas vir 21 dae, vandag is my 8ste dag. Besef ek dat Josef het 'n droom gehad. En in hierdie droom het Josef al die mooi gesien, maar hy het nie die slawerny gesien nie. Hy het nie die tronk gesien nie. Hy het nie die gevangenskap, hy het nie die vernedering gesien nie. Daniël het die mooi gesien. Hy het nie besef van 'n leeukou, van 'n vuuroond nie. Dawid is gesalf as 'n koning, maar juist dit het nie gemaak dat hy moes vlug vir sy lewe vir baie jare nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, terwyl Josef die put beleef het, was dit eintlik die pad na die paleis toe. Terwyl Dawid moes vlug vir sy lewe, het God besig gewees in grotte met Dawid. En selfs in die seer en in die moeilike tye, wat ek en jy nie alles verstaan nie, en wat dinge nie sin maak nie, wil ek juist vir jou sê, is God nog steeds daar. Amen. En het God nog steeds vir jou die beste instoor. God se plan is nie altyd gemaklik nie, maar dit is die beste. Ek kan onthou toe ek 'n gemeente moes begin, en daar was niks gewees nie. Toe die gemeente sien wie die nuwe pastoor is, daar was 5 lidmate, toe loop 3 van die 5. Toe loop 3 van die 5. Daai aanddiens, dis dit net ek en my vrou in die kerk. Sy sê, kom ons gaan na my huis toe, niemand het Ek sê, ek het nie hierdie preek verniet voorberei nie, sit. Ek het gepreek, sy wou net nie uitneel nie. 'n Paar weke later, toe is daar bietjie meer mense, en een oggend in 'n diens, kom maar 'n vrou in, nou bel my ma hulle, want dit is nou nie in die bediening. Hulle wil altyd op 'n Sondag weet, daai tyd, dan bel hulle na diens, hoeveel mense was vanoggend in die kerk, my kind? Hallo,
Jou ma wil mos maar net die beste vir jou hê. Jou pa wil mos net die beste hê. Dan het ons nou almal getel, dan is ons nou 8 of 10 of 12. Een oggend in die diens toe, kyk ek so, ek sê maar daar agter lyk of haar vrou sit, maar daar's iets op haar skouer. Toe het sy 'n aapie saam kerk toe gebring. Ek tel tot die aap as 'n lidmaat. Ek is so desperate, my ma sê hoeveel was daar? Ek sê nee, so 15 en 'n kwart. Jy weet. Maar Here soek dat ek en jy in hom vertrou. Dat ek my stoele regpak en in die oggende vroeg die drankblikkies moes wegvee, wat die aand voorheen het hulle partytjie gehou, môreoggend hou 'n kerk. En ek sê, Here, ek het gedog, U het my dan geroep, en nou moet ek toilet skoonmaak. Nou moet ek drankblikkies wegvee. En die Here sê, ek het jou geroep, wees getrou. Ek ken jou toekoms. 11 maande later, toe wy ons 'n nuwe kerk in, kontant. En daai oggend, toe staan 250 mense in die kerk. Nie omdat dit ek is nie, maar God soek 'n man en 'n vrou, wat nie in die storms vaskyk nie. Dawid kyk nie na Goliat nie, hy kyk verby Goliat en hy sien God agter Goliat. En ek wil vanoggend vir jou sê, dat as jy vanoggend in 2026 inkyk, sien God aan die einde van jou omstandighede. Aan die einde van 2026, dis wat sin maak. God se plan. En weet jy wat vir my so mooi is, as ek na Romeine 8 kyk, dan sê in vers 28, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Liefhet beteken verhouding. Jy gaan nie kan funksioneer in 2026 as jy nie in verhouding met God staan nie. Jy gaan nie storms kan trotseer as man, as priester, as hoof van jou huis, as jy nie in 'n liefdesverhouding met God staan nie. Dinge gaan nie in normaliteit beweeg in jou lewe as jy nie in 'n liefdesverhouding met God kom nie. En ek daag jou uit vandag, as man en vrou, om in 'n liefdesverhouding met God te gaan. In 'n verhouding wat jy met hom alles deel. In 'n verhouding dat jy dinge wil eenkant toe sit, om vir God die beste te gee. En weet ek vanoggend dat God se plan begin by oorgawe, nie by beheer nie. Besef jy vanoggend dat God is 'n gentleman? God dwing hom nie af op jou en op my nie. Hy sê, ek staan by jou deur en ek klop. Daar's 'n uitnodiging. God skop nie deure oop nie. God nooi jou en my vanoggend uit om te sien in sy gentle spirit, in dit wat hy vir jou instoor het, dat hy jou uitnooi om te kom eet en te kom drink, dis gratis en verniet. En ek wil vanoggend dit geniet. Ek wil nie een oomblik mis as hierdie jaar uitgaan en sê ek was ongehoorsaam en dis my eie toedoen dat ek dit gemis het. Ek wil nie. Eintlik kan ek vanoggend vir jou sê, ek en jy kan nie bekostig soos die tyd stap om uit te staan en te sê, ek gaan eers hier aan my saligheid werk volgende maand. Ek het nie tyd meer oor nie. Spreuke 3 sê so mooi, hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. En baie mense vra vanoggend, Here, wat is die plan? Maar God vra eers, is ek en jy bereid om my te volg? Is ons bereid om hierdie pad te stap, selfs as my plan anders te lyk as jou plan? Ons wil mos in beheer wees van dinge. Ons wil juis mos op plekke wees in ons lewens om te voel, maar ek kan weet wat môre gaan gebeur. En God wil eintlik vanoggend, ons is 'n gemeente uitdaag, pastoor, is om te sê, weet, kom in oorgawe om my te vertrou, om alles by my voete neer te sit. Daai klein kinders, daai kinders, daai ouers, daai omstandighede, jy weet vanoggend wat dit is. Ek praat in die week met 'n boetie wat vir my sê, hy het 'n probleem met pornografie. En dit het mos nou 'n vloekwoord geword. Mense praat hieroor, maar dit is die realiteit in die dag en die uur.
Ek sê hoe meer tyd jy met God spandeer en hoe meer jy God begin soek, gaan jy nie meer lus hê en wil nie, want die Gees van God gaan so sterk, kragtig in jou wil praat en beweeg, dat jy nie meer wil sonde plek hê in jou lewe nie. En ek en jy moet op 'n plek kan kom, om in 2026 by so 'n plek te kan kom om te kan sê, ek maak klaar met dinge van die gisters en die eergisters. Weet jy wat sê Lukas? Hy sê dit so mooi in hoofstuk 22, hy sê in vers 42, nogtans nie my wil nie, maar dat u wil geskied. Ek wil vanoggend 'n uitnodiging aan jou rig. Is jy waar jy sit en waar jy tans in jou lewe is, gelukkig, 100% gelukkig en tevrede, gelukkig en tevrede, en as jy nie is nie, dat jy by 'n plek sal kom in jou binneste om te sê, Here, ek kies vanoggend om 'n besluit te neem, om 'n oorgawe terug te maak aan U, om aan U te gee wat aan U behoort, en vandag 'n besluit te kan neem, om nie terug te kan kyk nie. Dit vra vandag dat ek en jy, soos ek al reeds in die begin gesê het, om te fokus op my wedloop. En God het 'n plan met jou, maak nie saak of jy 60 of 65 of 72 of 18 is nie. God se plan is die beste plan. Is ek en jy bereid om hom te volg, al lyk ons planne anderste, al lyk dinge nie graag soos ek het wou gehad het nie. Ek moet die volgende vir jou sê, dat 'n oorgawe is nie om op te gee nie, dit is om God toe te laat, om oor te neem. En net nou as ons gaan bid, dan gaan ek jou uitnooi, om jou hart aan God te gee, dis Here, neem U oor. Kom soos 'n wind en waai deur my lewe. Beweeg U, Here, en ek sal U volg. 2026 begin reg wanneer ek en jy sê, Here, ek gee nie net my jaar vir U nie, maar ek gee my hart, ek gee my besluite, ek gee my toekoms, ek gee my man. Party sal sê, my man snork so in die nag, ek wil hom eintlik met 'n strykyster en 'n sloop net bykom. Gebeur natuurlik net in Valhalla. Nee. Jesus nou hierna gaan ons hemel toe. Nou vanoggend het ek en jy elkeen ons stryd. Ons het elkeen ons uitdagings. Maar ek sien vanoggend dat hier kom die Here en hy sê vir my, ek soek jou alles. Daai man, daai vrou, daai kinders, daai besigheid, jou finansies, jou gesondheid, jou toekoms, ek soek alles. En weet jy, wanneer kom God se plan tot verwerking en tot realiteit, wanneer ek en jy by 'n plek kom om gehoorsaam te raak. Om te sê, hier is ek. Nie op voorspellings nie, maar op gehoorsaamheid, om ag te kan gee, want Josef het 'n droom gehad, maar nie geweet van daai slawerny. Hy het nie geweet van daai tronk, maar hy het vasgehou. En ek wil vanoggend, ten spyte van die see, ten spyte van die trane, ten spyte van die storms, hou ek vas, want Here, U plan is die beste plan. U pad is die beste pad. Ek het vir jou gelees Psalm 119 vanaf vers 105, wat hy sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Let wel vanoggend, God se woord is 'n lamp vir my voet. Nie 'n soeklig vir 10 of 15 of 20 jaar vooruit nie. Vir die nou oomblik. Ons probleem baie keer is, ons is daar, maar ons is nie hier nie. Ons is bekommerd oor die 31ste, wanneer die aftrekorders 2 die oggend ting op ons fone gaan. Klink ook nie lief of hulle hier aftrekorders het nie. Hierdie mense hier is in die hemel. En jy voel dit het ingekom en dit slide net weer so uit. Hallo, praat ek met die regte mense. En jy voel ons stap nou net en jou is skielik, dan ruk iets die mat onder jou uit. November is ek so opgewonde, ek kyk so na my begroting, my budget. Alles lyk net 100%.
En daar groet die battery. Nogal daar in 'n reënbui en ek sit in 'n vreemde area en nou sit ek daar. Nou moet ek 'n battery koop. Hallo. Ek's kwaad vir die kar. Jy's 'n Nissan, dit moenie met jou gebeur nie. Ek is kwaad vir myself. Ek maak in die reën die bonnet oop en kyk so heilig. Dat ek my hand op hom kan sit en lewe spreek. En ek draai daai sleutel, niks gebeur nie. Eerste ding wat ek doen, ek gaan in my bank app en kyk het ek genoeg geld. 'n Vriend sleep my net daarvan af na plek toe, hy toets die battery. Nog steeds dink ek hy kort net battery water. Die ou kom terug, hy sê meneer, hierdie battery is klaar. Soos verlede maand se salaris. Hy gee my 'n prys, maar ek kyk hom so aan soos iemand wat in die verte hout soek. Ek sê regtig, is dit wat 'n battery al kos? Vir 'n Nissan, ek dog is baie cheaper. Hy sê meneer, dit is maar hoe dit is. Sit hom maar in. Ek kry huis toe, nou het ek 'n nuwe battery, maar 'n leë bankrekening. Hy start lekker. Maar daai rekeningkie lyk of hy so duik in het. Hallo, het jy al daar gewees? En dan sê die Here, nog steeds moet jy jubel en juig in my as die God in jou redder. Ek sê Here, U weet die beste. Ek het nou nie hiervoor begroot nie en ek dink nou nie ek het so verkeerd gedoen dat ek nou moes inbetaal vir 'n battery nie. Maar Here, U ken my hart. En weet jy wat? Die volgende oggend toe ek wakker word, toe staan 2 keer soveel geld van 'n battery in my rekening. Ek weet tot vandag toe nie waar dit kom nie. Ek wil nou nie jy moet nou gaan bid en sê Here, laat my battery ook groet, wat ek dubbel soveel kry nie. Maar die Here sê vertrou my. Vertrou my met 2026. Jy wat nou deur 'n storm gaan, vertrou my met alles. Want jy sien God openbaar sy plan en sy stappe vir jou en my wat gehoorsaam bly. En ek en jy kan maklik ingee. Ons kan so maklik 'n ander pad stap, maar God soek 'n man en 'n vrou wat getrou is. Getrou aan sy woord, getrou God soek in sy lewe. En ek wil volgende vir jou sê dat met sy plan saam is dit 'n ewige doel wat hy vir jou en my instoor het. Efesiërs 2 sê so mooi in vers 10. Hy sê ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het. Ek is 'n Pieterse. Nou elke keer as ek op plekke kom dan sal mense vir my vra, is jy van die bondoor Pieterses of van die rooi neus Pieterses? Hulle ken ons so uit. Het jy nou al gehoor? Hulle praat so, is jy nou van daai van Blerks, daar van Cullinan? Of is jy nou van daai van Blerks? Ek sê nie ons, my pa het geleer, ons is die bondore. Die bondoor Pieterses. Hulle ken ons so uit. En ek het toe my pa van sê, ons is die bondoor, het ek toe nogal 'n paar keer die spieël gaan kyk, pastoor. Ek wil vir myself sê, die ore lyk 'n bietjie bond. Jy het 'n identiteit. As ek na my kinders kyk, het my kinders trek na my. Hallo? Die oomblik as ek Christus deel maak, verander my lewe. Hy sê in hierdie woord dit so mooi, ons is sy maaksel, sy skaap in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei. Jy het 'n identiteit van Christus die oomblik wanneer jy hom aanneem. Maar ongelukkig, wanneer ek en jy in ons handel en ons wandel beweeg, dan kom kleef dinge aan ons en kom roof van ons. En ons verloor ons stem, ons verloor ons identiteit vir wie ons is. En ons raak moeg aan ons pad. En God kom juis om vanoggend vir julle as 'n gemeente te kom sê, dat ten spyte van alles, my oog is nog steeds op jou. My plan is nog steeds die beste plan vir jou. En God se plan gaan nie net oor sukses. Dit gaan nie net oor finansies en oor karakter, maar dit gaan oor jou karakter en jou roeping en die impak wat ek en jy kan maak in die koninkryk van God.
Nie almal se kansels is so kansel nie. Dalk is jy 'n mechanic. Dis jou preekstoel daai. Elkeen van ons het iewers 'n plek om vir God op te tree op 'n markplein. En besef, mense gaan verlore. Verlede Paasnaweek was ek in Karen het ons bedien, ek weet nie, daar iewers te naby die Vrystaat, oor die Paastyd. En sy verhuur 'n plek uit aan iemand in KwaZulu-Natal, en sy kry 'n oproep van haar broer af, dat op Goeie Vrydag, dink ek, hierdie man hom opgaan, in haar plekkie. Nie meer kanse sien vir die lewe nie. Mense, ek dink dit het tyd geword dat ons die mombakkies afhaal. En vir mekaar sê, die popo stryk die fan, en dan is die fan aan. En dan is dit wanneer die tek irriteer. En ons op baie keer in kerke kom sit, en verskoon my, ek so baie jare prediker, om ons hande op te steek, en die Here te loof en te eer, maar daar buitekant, wanneer die dingetjies gebeur, dan gooi ons handdoek in. Ek sê altyd, ek en jy moet begin toepas wat ons lees uit die woord van God. En God vra juis van my en jou, om op hierdie woord in Efesiërs 2 te kan kyk, wat om te besef, dat in hom is ek 'n nuwe skepsel. En vanoggend bid ek ook oor jou lewe, die seën van die Here. Ek wil ook vanoggend vir jou sê, dat God jou nooit alleen sal laat nie. En dat sy plan vir 2026 die beste plan is. Maar dit vra, dat ek moet stil word. Ek het soveel keer in hierdie laaste 2 weke, het ek aanlyn vir mense gesê, die vas gaan nie so seer om die kos een kant toe te sit nie. God kyk na jou toewyding. God kyk na jou toewyding, en jou hart wat jy aan God wy, om God eerste te stel, en te sê, Here, ek wil U bo alles stel. Wil jy nie ook maar vanoggend, en ek wil dankie sê, pastoor, vir die geleentheid wat ek gehad het, om saam jou vanoggend die woord te kom bedien. My eerste gemeente in 2026. Ek is opgewonde oor hierdie jaar. Ek hoop jy is opgewonde. Hallo? Wys daai Colgate smile. Hierdie is my jaar. Hierdie is die beste jaar. As ek moet vir u sê wat gebeur het in my lewe in die laaste jaar, dan gaan jy net jou kop skud. Ek het keuses gemaak om verby die Goliats te kyk en God raak te sien. God is my goed. Jy sien wat gebeur in 'n wedloop as jy na ander mense se wedlope begin kyk. Jy verloor jou rigting, jy verloor jou pas. En ek wil vanoggend vir jou sê, wanneer jy terugkyk, en baie keer is ons geneig om terug te kyk. Terugkyk is een van die grootste aanslagte wat die duiwel kan uitoefen op jou lewe, om vir jou te sê waar jy vandaan kom, wat jy deurgegaan het. En hy wil jou volgens dit definieer. Ek is meer as dit, sy bloed het my skoon gewas. Ek's duur gekoop deur die bloed. En weet jy wat, hy het neergedaal om die sleutels van die dood te vat. Sodat 2026 se aanslag, se vloeke, se storms, geen hou vas op jou en my kan hê. Dis wat God kom doen het. Hy het sy seun gestuur, sodat ek en jy nog steeds die beste kan sien. Ek wil jou uitnooi, as dit dalk moontlik is, as jy kan staan, net so vir 'n oomblik saam met my op jou voete staan. Kan ons maar afsluit vir oggend. Pastoor, dankie. Ek glo vir oggend se woord het tot jou hart gespreek. En Here, vir oggend kom erken ons dat baie keer in ons lewens kyk ons te veel rond. Baie keer mis ons U plan en U doel. En nou, Here, is my gebed dat hierdie man en vrou wat nou voor U staan, Here, kom ontmoet met hom en haar soos nog nooit. Ek wil jou uitnooi dat as jy hier staan en jy sê vir my, Pastoor Stef, 2026 wil ek by Jesus se voete neersit vandag. Ek wil al my sorge, alles nou in hierdie oomblik, soos hierdie boodskap tot my hart gespreek het, by sy voete neersit.
Wil jy nie dalk net jou hand opsteek en hom laat sak en sê ek wil God ken in 2026. Here, dankie dat elke hand feitelik in hierdie auditorium het opgegaan, Here, wat ons hongerd en ons soeke is meer van U. Meer van die wil en die plan en die doel vir ons lewens. En nou wil ek dankie sê vanoggend terwyl die manne voor U staan, vroue voor U staan, gesinne, ook ons herderspaar, Here. Bring ek hierdie gemeente met elke man en vrou saam met hierdie herderspaar na U troon van genade. Dankie vir U plan wat die beste is. Dankie dat U vooruit gaan en ons baie gelyk. Here, groot en magtig is die werke van U hande. En Here, ek wil saam met hierdie man en vrou wat nou kom staan in aanbidding voor U, kom spreek ons lewe. Ons spreek genesing. Ons spreek oorwinning. En ons erken, Here, dat ons vir baie lank in ons lewens toegelaat het, dat die stemme van die gisters en die eergisters en die verlede ons eie stem in die nou oomblik stil gemaak het. Ek kies dat U stem duidelik gehoor sal word deur my lewe in 2026. Ek proklameer oorwinning vandag oor my lewe. Ek proklameer genesing, ek proklameer herstel. Dankie dat U plan die beste plan is. Dankie, Here, dat U woord vir ons sê 'n hoopvolle toekoms. En ek sê dankie vir 'n hoopvolle 2026. Here, waar wêreldleiers in opstand kom en gerugte van oorlog, gee U vir ons 'n hoopvolle toekoms. Ek bid ook so, Here, vir hierdie leierskap van hierdie gemeente, dat hierdie jaar sal wees van groei, 'n jaar van deurbraak, 'n jaar van oorwinning. Hierdie gemeente se gebede, dat U wat dit verhoor, sê ons sal reeds daarop ja en amen, dit sal so wees. Ons sê dankie daarvoor vandag, Here. Daar is niemand soos U nie. Ons eer en ons loof U in Jesus se naam. Amen en amen. Kan jy Here hande klap gee terwyl U sitplekke neem. Amen. Baie dankie, pastoor. Sê baie dankie, pastoor. Dit was wonderlik om weer aan die woord te sit en daar weer te dien. Dit is altyd lekker. Sy net so vinnig afskop. Julle onthou hierdie projek van die blikkies. Dit was 'n reuse sukses verlede jaar. Januarie is al reeds aan die gang. So as jy jou R10 hier insit vir Januarie, Februarie R20, Maart R30, April R40, Mei maand R50, Junie R60, Julie R70, Augustus R80, September R90, Oktober R100, November R110, Desember R120. Jy kan minder, jy kan meer, jy kan net op die prinsip bly. Dan bring jy hom as 'n dankoffer Desember maand. En ons eerste diens in Desember of die laaste diens van November, ek kan nie onthou hoe dit op die 5de Desember. 29ste November, staan nie op. Dan bring jy hom en jy kom sit hom as 'n dankoffer en is ons jaarlikse dankoffer